Hierdie episode van Storytyd saam met Juffrou Blanche word geborg deur Kleuter en Baba Campus in Langenhoven Park. Hallo maats, en dit is weer daardie tyd van die dag. Dit is Storytyd saam met Juffrou Blanche. Ek hoop dit gaan sommer baie goed met julle elkeen en dat julle die dag goed gebruik en allerhande lekker goedjies gedoen het. So nou is dit weer tyd vir stories. So vandag se storie is Die mooiste huis in die veld en dit kom uit Leer jou kind Christelike waardes, geskryf deur Leni Houwer. Kirietjie is 'n klein maar miertjie, maar hy is baie fliks en baie sterk. Al het hy kirietjies beentjies. Daardie kirietjie beentjies kan baie vinnig loop en klim en klouter en sommer baie swaar goed ronddra. Sy mierfamilie het hom geleer om 'n huis te bou van modder, maar nou is hy groot en gaan hy sy eie huis moet bou. Eers moet hy 'n goeie plek kry wat naby die modder is en dan moet hy 'n familie van sy eie kry, want hy sal dit nooit alleen kan doen nie. Kirietjie het sommer gou 'n oulike vroutjie gekry en gou-gou met 'n gesinnetjie begin. Sy vroutjie se sussie en haar man en kinders het ook deel van hulle familie geword en almal het saam fliks aan hulle huisie gebou. Gou-gou het hulle 'n groot modderhuis gebou wat sommer 'n hoë toring gehad het. Hulle was almal baie fliks en toe hulle klaar gebou het, het hulle begin om kos vir die winter te versamel. Eendag het Buks en sy ander olifantmaats daar verbygestap op soek na 'n plek waar hulle kan krieket speel. Hulle het op TV gesien hoe mense krieket speel en besef dat dit baie lekker moet wees. Hulle pluk sommer 'n lemoen van die bome af en speel dan krieket. Hulle slurpe is baie handig om hiermee te help en kan baie goed bul en kolf. Nou soek hulle net 'n lekker plek om te speel. Buks sien die mooi miershoop met sy lang toring daar in die middel van die oop veld staan. Hy dink aan die paaltjies in krieket. "Haai julle," roep hy al die maats bymekaar. "Ek dink dit sal goed werk hier. Kyk, ons kan die miershoop gebruik as paaltjies en dan moet ons net daai boompie en daai bos omstoot en dan het ons 'n heerlike oop stuk grond." Nou is die maats sommer baie opgewonde. Vinnig stoot hulle die bome en die bosse wat in die pad is om en gaan staan reg voor die miershoop. Dit werk soos 'n droom. Hulle speel die hele middag lank heerlik krieket. Buks is sommer baie goed om te kolf. Hy slaan daai lemoene dat dit daar trek. Kort moet hulle 'n nuwe lemoen kry, want hulle speel dit heeltemal foos. Van die ander olifante is egter nie so goed soos Buks nie. Hulle slaan mis en dan tref die lemoen die miershoop. O wee, aan die einde van die dag het die miershoop 'n hele paar houe weg. Die olifante kry nou warm en om af te koel, rol hulle in die moddergat daar naby. Hulle rol so lekker daarin dat hulle al die modder uitdra op hulle rug en nou is die moddergat droog. Ou kirietjie is moedeloos en raatop. Gewoonlik as diere hulle pla waar hulle bly, dan klim die mure bo op daai dier en byt hulle voete en dan loop hulle baie gou weg. Hulle het dit ook probeer doen met die olifante, maar olifante se velle is te dik. Hulle het nie eers gevoel nie. Miskien is hulle nou klaar gespeel en daarom begin Kirietjie en sy hele bende om weer hulle huis te bou en reg te maak. Hulle hoop nou maar net dat Buks en sy maats maar klaar krieket gespeel het. Dit vat baie langer as wat hulle gedink het en hulle werk die hele nag deur, want hulle moet nou die modder in die watergat gaan haal wat ver van hulle huisie af is. O ja nee, die krieketspelerry was so lekker dat hulle sommer die volgende dag teruggekom het na skool. Hulle speel weer die hele middag totdat dit donker is en hierdie keer is arme Kirietjie se huis omtrent stikkend geslaan. Nee, dit kan nie so aangaan nie, besluit Kirietjie. Toe Buks hulle begin huis toe loop, agtervolg hy hulle tot waar hulle slaap. Dis nie te ver van die plek waar die mense kamp in die veld nie, en toe dit lekker donker is, besluit Kirietjie om nader te gaan, maar hy kry vir Buks nêrens nie. Al die olifantkinders is skoon veld weg. Waar kan hulle nou wees?
Hy begin soek. Hy weet nie mooi wat gaan hy doen nie. Hy weet net, hy moet iets doen. Uiteindelik kry hy hulle en nou sien hy wat hulle doen. Hulle kruip in die donker, stilletjies nader aan die mense se kamp en dan kyk hulle saam TV. Hulle is juis besig om krieket uit te saai. O, nou weet Kirietjie sommer waar die olifante aan hierdie nuwe speletjie gekom het. Kirietjie is glad nie bang vir mense nie. Hy weet mense sien hom nie eers raak nie en hy het klaar 'n plan. Hy hardloop vinnig nader en klim rats op die tafel waar die TV se remote lê. Die mense is besig om te eet en hy kan gou kyk of hy nie 'n ander kanaal kan kry nie. Kyk wat is hier. 'n Storie wat juis wys hoe slim en sterk mure is en hoe goed hulle huise kan bou. Kirietjie kan nie anders nie. Nou moet hy eers hierna kyk. Die olifantkinders kyk saam na die interessante manier hoe mure hulle huise bou. En Kirietjie kyk ook. Hy het sommer nou 'n paar nuwe idees vir sy huisbouery. Net voor die mense terugkom en weer die TV op krieket sit, sê die stem op die televisie. Ons moet eintlik almal baie respek hê vir mure, omdat hulle so fliks is en goed huise kan bou. Ons kan almal baie by muurtjies leer. Kirietjie vergeet skoon hoekom hy daar is en hy loop vinnig huis toe, besig om nuwe planne vir sy huis te maak. Hy gaan sy huis nog beter kan bou met al hierdie nuwe idees. Hy het skoon vergeet van Buks hulle. Buks se mamma roep hulle nou om te kom slaap. En elke aand voor al die olifantkinders gaan slaap, kry een van die groot olifante 'n kans om vir die kinders ietsie te leer en 'n storie te vertel. Dit is juis Buks se ma se beurt. Sy gesels met die kinders vanaand oor respek. Sy vertel hulle dat diere respek moet hê vir mekaar. Elke soort dier is anders gemaak en juis spesiaal gemaak vir dit wat hulle moet doen. Sy vertel ook hoe olifante regtig uitstaan as diere, want hulle is die enigste dier met slurpe. En dit maak dat hulle dinge kan doen wat ander diere nie kan doen nie. Olifante kan baie goed onthou en is gemaak om te gee vir ander. Hulle is daar om die veld 'n beter plek te maak en nie om dit af te breek nie. Ou Buks probeer slaap, maar hy sukkel. Hy bly dink aan die mooi muurshoophuis wat hulle vandag stikkend geslaan het. En hy voel nou baie sleg daaroor, want eintlik moet hulle die veld beter maak en nie afbreek nie. Hy wonder of sy ma gesien het hoe hulle die muurshoop stikkend geslaan het. Hy sal 'n plan moet maak. Die volgende middag, net na skool, roep Buks al die maats bymekaar. Kom, sê hy, en hy begin Watergat se kant toe loop. Dis snaaks, dink die maats. Gaan hulle nou vandag swem? Hulle dog hulle gaan weer krieket speel. Nee, sê Buks. Vandag gaan ons help bou saam met die beste bouers in die veld en nie afbreek nie. Elkeen moet hulle slurpe vol water maak en muurshoop toe stap. En daarmee gaan ons vir ou Kirietjies help om 'n huis te bou. Dis 'n oulike plan, maats, dink julle ook so? Ou Kirietjie is so bly. Dit help so baie as die modder sommer daar by hulle is. En hy is so dankbaar. Nou weet hy, hulle gaan sommer die heel beste, mooiste muurshoophuis in die hele veld hê. Almal werk saam. Die olifantkinders dra water aan en die mure bou huis laat dit klap. Hulle is sommer baie vinnig klaar en toe sê Kirietjie: Baie dankie julle, ons het so mooi gehelp en ons is nou so vinnig klaar. Daar is nog so baie modder oor. So ons gaan vir julle 3 sulke lang torentjies bou wat soos paaltjies lyk. Hulle is sommer vinnig klaar daarmee en toe, terwyl Buks en sy maats krieket speel, sit Kirietjie en sy familie op hulle mooi nuwe balkon en kyk hoe die krieket werk. Dis eintlik nogal 'n rare geleentheid om mure te sien stil sit. Sjoe maats, dis maar baie belangrik om respek te hê vir mekaar en altyd te sorg dat mens net jou beste doen vir almal rondom jou en altyd seker maak dat wat jy doen nie ander mense seer maak nie. Nou toe, dis tyd vir my om te groet. Sien julle volgende keer. Arrivari maats! Hierdie storietyd saam met Juffrou Blanche was geborg deur Kleuter en Baba Kampus in Langehoven Park.